Hallo julle. Hier is ons weer. Die vooraf opname in die tyd wat ek op die 8-dag retreat is. So ons het dieselfde klere aan as verlede week, omdat dit direk daarna opgeneem is. En ons het gesê, ons het gepraat oor motiveerders in ons optrede en in ons verhoudings, skuld. Ons het gesê 'n goeie teepool vir skuldgevoelens is 'n ingesteldheid van dankbaarheid. Dit was 'n mooi teepool tot skuld. Verlede keer het ons gepraat oor onsekerheid, 'n lae selfbeeld. En vandag wil ons die hele kwessie aanraak, wat help ons daarmee? Wat help ons met hierdie negatiewe motiveerders? Nie goeie motiveerders nie, wat allerhande ander uitlopers het. Wat kan op 'n praktiese manier kan ons daarmee help? En ek is so bang ons raak vervelig met dit dat ons altyd dieselfde antwoorde het vir verskillende probleme. Maar wat kan mens nou? Ek kan nie help dat jy 'n lae selfbeeld het. Ek is heeltemal gemaklik met die oplossings wat ons. Ja, so 'n bietjie soos om dieselfde pil vir alles voor te skryf. Ja. Maar dit is net so. Dit is net so dat dit alles staan of val by God se beeld. Ja. Mens kan net nie by dit verbykom nie. As jy bang is vir God, as jy sukkel om te kan voel dat as dit daar op die preekstoel staan, God is liefde, maar jy is bang vir God, dan is dit verskriklik moeilik om by 'n goeie selfwaarde uit te kom. So ek dink en vir my net weer persoonlik was dit regtig 'n gevoel van iets is kort in my lewe. Ek het 'n gat in my lewe wat moet volgemaak word. Daar moet meer wees. En ek is bang vir God, maar as God liefde is, wil ek daar kom. Jy wil dit ervaar. Ek wil dit ervaar. Ek weet nie hoe nie. Maar my intensie is om God anders te beleef. Ja. En ek dink dan is dit 'n reis wat God baie gewillig is om toe te tree. En dit dan vir ons te wys. Maar weet jy, ek wil amper so ver gaan. Dit is so dat God toetree en ons dan, maar ek wil amper sê die blote behoefte om dieper te gaan is al klaar 'n toetrede van God. Dis Dis 'n deurbreek deur daai beeld wat ek het. Dis reg. Ja. Dis reg. Dit is 'n roering van God se kant af waar hy sê, kan ek jou onderbreek in hierdie laassiening van jouself. En van my, van God. Dis reg. Hierdie wansiening. Ek wil so graag hê jy moet 'n dieper siening hê. Ja. Dit weet ons nie. Dit is nie op 'n bewuste vlak nie. Maar hier kom hierdie onvergenoegdheid om voortdurend met hierdie gevoelens te loop. En kom ons wees eerlik. Ons span daar die emosies of motiveerders in 'n poging om ons lewens te hanteer. Ja. En in 'n poging om situasies baas te raak of aan te spreek. Maar wanneer dit uit ego kom, wanneer dit uit negatiewe motivering kom, dan is dit net nie, dit werk net nie. En dit het allerhande ander neeweffekte en negatiewe uitvloeisels wat daaruit kom. Dat ons op 'n punt kom in ons waar ons doodeerlik sê, die ding werk nie. En waar 'n mens, ek dink saam met hierdie hele proses en die manier hoe God ons dan tegemoet tree, hoe hierdie beeld van God groei, dit is alles so vervleg, maar deel van daai proses is ook bewussyn. Ja, nee, absoluut. Dit is 'n bewussyn van
daar doen ek dit weer. Daar duik daardie ding weer op. Of jy vra net vir jouself die vraag af, hoekom voel ek skuldig hieroor? Hoekom? Ja, en dit is dit gebeur op dit is interessant hoeveel ekke daar is. Né? Daar's my ego ek, wat optree en voel en dinge, en dan is daar ook hierdie ek wat waarneem wat ek besig is om te doen. Dis reg. So dit is ons praat van 'n interne waarnemer. Ja, so dis 'n meer objektiewe wyser ek. Wat kyk na my optrede en wat kan sê wat gebeur hier? En die ideaal is om dit sonder oordeel te doen, sonder kritiek te doen. Dis reg. En ek dink mense sukkel daarmee ook, maar om deur die loop dink ek van die dag agter te kom, wanneer voel ek skuldig, wanneer voel ek onseker, is hierdie gevoel van jaloesie of besitlikheid, het dit te doen daarmee dat ek nie voel ek is liefde werd nie. Jy weet, net eintlik so half 'n tree buite jouself te gee, en in te kyk op wat gebeur in my. Dis reg. En daardie hele proses, wanneer 'n mens dan ook op 'n mens se eie reis terugkyk, is God se pad met 'n mens. Ja. Want skuwe vind plaas. En ek dink hulpmiddels daarby sou wees om daaroor dagboek te hou, inskrywings te doen, die aand wat pre-eksamen in Engels, wat die jy examengebed. Ja, wat jy terugkyk op jou dag, 'n stilword-praktyk waar jy net daai apies in die takke stil maak van jou gedagtes. En soos jy nou op die 8-dag retreat gaan, hoe dink jy speel dit in, as jy nou moet sê? So, wat is die nut van 'n 8-dag stil retreat? Wat beteken jy gaan nie met mense praat vir 8 dae lank nie? Ek dink hoofsaaklik, en die gedagte is dat ons volgende opname na die retreat 'n bietjie gaan stil staan by die kwessie, maar net om daardie groot dinge wat hulle altyd sê, wat so belangrik is, dat 'n mens op 'n plek kom en waar 'n mens rus in hierdie liefde van God, waar 'n mens luisterend ingestel is en waar 'n mens terugval op 'n tydperk waar ek niks hoef te bewys nie, waar ek niks hoef te projekteer nie en waar ek niks hoef te beskerm nie. Maar waar ek in hierdie tyd van stilte en rus, waar ek bewus kan raak van die invluistering van God. Want baie keer is die manier hoe God met ons hierdie pad stap, is dit 'n fluistering. Dis nie noodwendig 'n hardhandige stamp in 'n rigting of so nie. Daar mag iets groots in ons lewens gebeur en wat ons wakker skrik. Dit mag 'n baie goeie verhouding wees wat skipbreek lei, en ek sê maar ek beter kyk na my optrede. Daar's kom 'n verwydering tussen my en my kinders omdat ek op 'n sekere manier optree en so. En dit mag 'n wakker, maar hierdie invluistering van God en dat ons tyd maak waar ek nie so met my pogings probeer om vir my iets op te bou nie, maar waar ek terugval op dit wat ek in God is. Dit is mooi gesê. So dat 'n mens daarmee werk. En wanneer ons dit ook sê, dan sê ons nie mense, weet jy, as jy dit nou gedoen het, gelukkig is dit dan nou klaar nie. Dit duik dan nou maar weer op. En ons gaan in nuwe lewensfases in en ons raak op nuwe maniere onseker en dan doen ons die werk maar weer. Altyd begin ons maar weer. Of dit nou gebed is en of dit geloofspraktyk is en of dit hierdie binnewerk is, ons raak nooit deskundiges nie, ons word net gesoute beginners. Wat aanhoudend weer begin, weer die werk doen,
weer die dinge aanspreek. En God wat liefdevol ook met ons daardie pad stap. En dat 'n mens ook mense het wat jou daarmee help, soos 'n geestelike begeleier. Want dit help wanneer 'n mens so iemand het wat oor 'n lang tyd saam met jou hierdie pad stap en sê, weet jy, hierdie ding het mos nou al voorheen opgeduik. Hoekom is dit nou weer 'n kwessie? Wat maak jou nou onseker? Hoekom voel jy skuldig oor hierdie ding? So, dit help ook wanneer 'n mens so iemand het om 'n mens op daardie pad te begelei. Ja, dis 'n hele paar dinge wat mens eintlik nou weer eens by elkeen van hulle sou kon stil staan. Ja. Maar net die groot ding, die bewussyn ook. So al het ons nou ook net deur hierdie gesprekke 'n bewussyn help kweek, dan sal ons baie dankbaar wees. Is altyd lekker om hierdie gesprekke met julle te hê, sodat ons ook die gesprekke met mekaar kan hê. Ja, en ons hoor graag van julle. Mooi bly julle. Mooi bly.